Ons teks is weer eens Lukas 22 vers 39 tot 45. Jesus se worsteling, volledig as mens, bang, twyfel, onseker, magteloos, moedeloos, 100%. Wat volledig sy goddelike roeping by mekaar kom. Dit wat God wil. Dit waarmee God besig is. En daarom dink ons nie net terug aan wat Jesus deurgemaak het nie, maar ons besef, Jesus is ons 'n voorbeeld van dis hoe ons lewe. Dat ons uitgenooi word met ons volledige menslikheid. Skuldgevoel, bang, teleurstelling, mislukking, pyn, hartseer. Maar God wat kom met sy goddelike roeping oor my lewe. Jou lewe het waarde. Jou lewe het betekenis. Moenie opgee aan jou lewe nie. Moenie 'n tweedehandse lewe leef nie. Moenie jou lewe probeer naaap aan ander mense se lewens nie. Neem jou lewe. As jy jou lewe neem, dan vat jy ook hierdie deel van klein, onseker, bang, twyfel. Ek vat dit saam met dit wat God vir my gee. Daarom kom ons lees vanoggend om te hoor hoe Jesus in sy manier van hoe hy in 'n tyd van uitdagende tye, verskriklike tye, kies om te leef. Miskien hoor ek vanoggend die Heilige Gees wat my uitroep om te sê, hoor jy? Hoor jy? Ek nooi jou uit om te leef die goddelike roeping wat God op jou lewe gegee het. Nie om take te gaan uitvoer nie, nie om iemand te word nie, maar om die mens te wees wie God jou heel eerstens gemaak het. Pasga gevier het en die eerste keer die nagmaal ingestel is, het Jesus vertrek en soos die gewoonte is. Hoor iets, hy het 'n gewoonte aangeleer. En as hy nie hierdie gewoonte aangeleer het, die wonder ek, hoe sou hy hierdie nag in die Olyfberg hanteer het? Want hierdie gewoonte help hom dat hy in staat is om na die Olyfberg te gaan en reg te maak vir dit wat hom voorlê. Hy het 'n plek gehad waarna toe hy gereeld gegaan het, die Olyfberg. En sy disippels het hom gevolg. Ook hulle het hy geleer en uitgenooi na 'n plek toe, saam met hom, afgesonder. Eenkant 'n breuk gemaak uit die lewe uit. En toe hy by die plek aankom, sê hy vir hulle, bid, sodat julle nie in versoeking kan kom nie. Dis wat ons hier doen. Ons bid sodat ons kan sien wat die waarheid is en wat is leuns. Hy het toe 'n entjie van hulle af weggestap, ongeveer 'n klipgooi ver, gekniel en gebid, en ons het nou klaas met Sondag met mekaar uitgeklaar. 'n Klipgooi ver is heel moontlik, Jesus het geleer, as hy so entjie wegstap, dan raak hulle of aan die slaap, of hulle begin sit en praat met mekaar, en dan vat hy heel moontlik net 'n klip, gooi daar tussen hulle en sê, hey, ek leer vir julle om stil te word, né? En hy stap toe weer sy klip gooi, ek weet nie wat waar is nie, hoor, is nie Bybels korrek nie, julle gaan dit nie geverifieer kry nie, ek maak dit vir my in my kop op. En Jesus begin bid, Vader, as U wil, neem hierdie beker van my af weg. Hoor jy? Hoor jy die angs? Hoor jy die onsekerheid van, is dit regtig die enigste pad wat my lewe moet gaan?
Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En dan doen hy 'n geweldige, brawe uitspraak om te sê, laat nogtans nie my wil nie, nie my drome nie, nie dit wat ek, my prentjie oor my lewe nie, Here, maar u wil. Dit vertrou ek nou alleen. Ek kan nie meer my eie self vertrou in hierdie situasie nie, net u wil. Ons lees daar, 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Hy is deur intense angs ook oorval en hy het nog ernstiger gebid. En sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. En toe hy na die gebed opgestaan het, gaan hy na sy disippels, en vind hulle van droefheid aan die slaap. Vasgeval in hulle harte, in hulle vrees, in hulle onsekerheid. En hy het vir hulle gesê, waarom slaap julle nou? Dis nie nou tyd vir slaap nie. Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kan kom nie. Ek wonder, waarmee vergelyk jy jou lewe? Forrest Gump sê, ek het by my ma geleer, die lewe is soos 'n box of chocolates. You never know what you are gonna get. Nou, ek weet nie of julle ook, jy's te jonk, dit is Roan, om te weet van chocolates wat nie gemerk is op die boks nie. Deesdae koop jy, dan sê hulle as die chocolatekie so lyk, dan gaan hy so proe. Ons het nie sulke boksies gehad nie. Jy het maar geraai wat jy gekry het. En party mense, ek weet nie wie van julle hou van daai sjokolade met daai groot stuk gemmer daarin nie, kan ons net sien enige belydenis, wie hou daarvan, prys die Here, wie hou nie daarvan nie. Julle, maar jy gaan nie weet daarvan voordat jy nie die chocolate gebyt het nie. So, dan sit jy om skelmpies weg en kry jou mayo en sê sy eet jou chocolate op. Goed. Maar daar so van weer is die chocolades met daai oorsoet lemoensmaak en strawberry smaak. Dan as ek vir hom byt, grill ek tot in my tone. Dis te soet, maar wie hou almal van daai soet smaak? As weer ander van ons wat mal daaroor is om te eet. Kom, eet jy hom net klaar. Ek het nog halfpad geëet, eet jy hom net vir ons klaar. Maar as jy nie die boks oopmaak en begin eet nie, gaan jy nooit ook die lekker sjokolades proe waarvan jy hou nie. Nou sou gesê het, lewe is geen 'n box of chocolates nie, is 'n nikkerbol. Damn hard. Maar as jy bly suig, jy gee nie op nie, dan word jy nogal verras met die lekker smake wat jy daarmee kry. Jesus kom en hy vergelyk sy lewe met 'n beker. 'n Beker waar daarin opwindende goed is, mooi goed is, heerlike goed om te ontdek, dat daar hoop is, dat daar drome is, maar dat hier ook geweldige teleurstellings in hierdie beker is. Hier's verraad, hier's geweldige eensaamheid as jou vriende jou verlaat, opgee met jou. Hier's selfs mislukking. 3 jaar hard gewerk, nou lyk dit vir my alles loop op 'n mislukking uit. Daar's bedrog teen my. En sê, Here, wil jy nie net hierdie beker vat nie? En dan vat hy hom tog terug. Want in hierdie oomblik sien ons dat God nie kom en hy verwyder Jesus uit hierdie geweldige, angsvolle omstandighede nie. Waar hy die dood in die oë moet staar. Waar hy moet iets beleef en ervaar van God verlate. Maar God kom en hy kom hou hom vas. Daarom lees ons ook dat hy sien iets van 'n engel. Daar's nie baie engele wat verskyn nie, as hy versoek word, voor hy sy bediening kom, dan is daar engele. En nooit weer is daar ander tyd sommer engele nie, maar hierdie keer is daar weer 'n engel.
So as hy uit hierdie omstandighede uitgevlug het, gesê het, ek sien nie daarvoor kans nie, het hy nie hierdie engel van God ontmoet nie. En ons sien juist dat in hierdie angstige en rarige, skrikwekkende omstandighede, omdat hy daar bly, ontdek hy 'n engel van God. En hoeveel keer sal mense nie vir jou vertel, as hulle deur pyn en skok en deur trauma gegaan het, van toe hulle daarin gebly het, hoe God aan hulle verskyn het. Hoe God sy engele vir hulle gegee het om hulle te sterk te maak. Maar ook sien ons dat daar 'n doel met hierdie beker is. Want ek en jy ken ook die verhaal soos wat hy verder gegaan het. Ja, dit was 'n verskriklike beker om te drink. En nie een van ons sal ooit hierdie beker hoef te drink nie. Want dis net Jesus se beker. Daar sal niemand anders te wees om jou beker te drink nie. Niemand gaan dit namens jou drink nie. Dit help ook nie jy probeer anders se beker drink nie. Want dis jou lewe. En daarom is dit die uitdaging waarvoor Jesus vir ons kom stel met die manier hoe hy optree in hierdie verskriklike omstandighede om te sê, kom ek wys vir julle iets van julle lewe. Kom ek wys vir julle dat dit is wat lewe is. In hierdie beker is daar 'n groot verskeidenheid. Maar hierdie beker lei daarop dat daar 'n doel is. Want daar's opstanding, daar's oorwinning. Dat God sê, ek gaan toelaat dat hierdie beker vir jou gegee kan word, want hierdie beker gaan vir jou bring by die oorwinning wat ek in jou lewe vir jou wil bring. Hierdie beker gaan vir jou die geleentheid gee op hoop, op 'n visie en op 'n nuwe ontdekking oor wie jy is. En geen ander beker gaan dit vir jou doen nie. Nou, ons kan ons vreeslik maklik teesit teen hierdie beker. Ons kan vreeslik graag rebelleer teen hierdie beker en sê, Here, nee, ek wil hom nie hê nie. Ons kan baie maklik sê, Here, eerder iemand anders doen. Hoekom nie soos daai persoon se lewe nie? En ons gebruik baie mense gaan dood. Strydend en rebellerend teen die lewe wat hulle ontvang het. Deur dit nooit te geleef het nie. Deur nooit die engele te ontmoet, omdat hulle beker aanvaar het nie. Deur nooit die hoop en die oorwinning en die opstanding te beleef, omdat God dit daarin gesit het nie. Ek sê nie Gods water oor Gods akker nie, asseblief. Ek sê, Jesus aanvaar dat dit sy beker is. Dan neem hy sy beker, en hy begin drink aan hierdie beker. Hy vat nie lekkies nie, hy ruik nie, hy drink dit, tot dit leeg is. En dan, uiteindelik is die graf leeg. Maar voor jy die graf leeg het, moet jy eers aanvaar. Moet jy eers neem. Moet jy begin drink. Want daar is nie net angs en twyfel en moedeloosheid nie, daar is ook daai geleenthede wat jy God proe op geen ander manier as jy nie uit jou beker gedrink het nie. 'n Ontdekking wat jou siel maak oor wie jy is as jy nie hierdie beker geneem het nie. Nou sê jy vir my sê, "Jog, Waldemar, maar dis mos nou kompleks. Ons het nie tyd vir sulke goed nie. Kan ons nie maar net leef en aangaan en maar die dag vat soos hy kom nie?" Jy kan dit doen, maar gou-gou gaan jou lewe 'n droom verloor. Gou-gou gaan jou lewe visie verloor. Gou-gou gaan jy oor jou eie lewe entoesiasme verloor. Dit gaan maar hierdie voortsluier wees wat jy elke dag nou maar vir jou doen om jou vorentoe te kry. Maar jy gaan nie jou engele ontmoet nie. En jy gaan nie ontdek
wat dit is wanneer jou beker leeg is en dit wat God vir jou wil gee nie. Daar's 'n interessante verhaal wat vertel word oor 'n persoon wat by 'n punt gekom het en gesê, ek wil nie meer lewe nie, ek wil nie my lewe hê nie. Ek sien nie kans meer vir my lewe nie, ek is nie lus meer daarvoor nie, ek weet nie wat se planne om daarmee te maak nie, ek gaan my lewe neem. Maar ek wil ook nie my lewe eintlik opgee nie, want ek gaan nie 'n ander lewe hê nie. Hy maak toe 'n plan, en hy sit 'n tou om sy middel, hy maak dit stewig vas, en hy los die res van die rol daar, en hy gaan staan hier op 'n rand van 'n brug, reg om hier af te spring. En iemand kom verby en sê, o Maggies, wat is jy besig om te doen? Hy sê, gaan my doodmaak. Hy sê, nee, ek kan nie doodmaak nie. Lewe is, jy kan nie net so vinnig opgee aan lewe nie. Hy sê, wel, as my lewe vir jou so belangrik is, hou die punt van die tou vas. En die ou hardloop en hy gryp die punt van die tou en hy sê, maar moenie spring nie. En hy draai die tou om sy lyf en sê, wat is jy besig om te doen? En daar spring die ou. En toe hy val, toe ruk hy en hierdie tou skeer hierdie ander man se arms stikkend en die pyn is erg, maar hy hou hierdie tou vas. En hy sê, wat doen jy? En die ou sê, ek wil lewe, trek my op. Sê, maar jy's te swaar, ek kan jou nie optrek nie. En hy hou vas en hy trek en sy kragte raak minder. En hy skree vir die ou, sê, doen iets. Hy sê, as jy my wil laat lewe, trek my op. As jy hierdie tou nou los, val ek my dood. Hy sê, maar jy het gespring. Hy sê, maar jy die ander punt van die tou. En toe besef die ou, sy kragte raak al hoe swakker. En as hy nie hierdie tou gaan los nie, dan gaan hierdie tou ook hom te pletter trek. Ek kan niemand se lewe red nie. Ek kan niemand se lewe vir hom of haar gaan leef nie. Ek kan miskien die broodjie en die koffie, die tee en die eiertjie uitsit op die straat. Maar kan nie jou lewe red nie. Die gevaar is, as ek probeer red aan iemand anders se lewe, dan ek my lewe verloor. Ek het een lewe om te leef. En hier kom Jesus, en in sy lyding en in hierdie tuin, kom wys hy kom sê nie iets, hy kom wys vir ons iets van, snap dit oor jou lewe. 'n Russiese skilder, dink ek in die 16de eeu, het hierdie skildery gemaak van die dooie Jesus. Dan sit hy voor hierdie, en hy sê, wat het hier gebeur? Is dit wat oor is van mens? 'n Verwronge liggaam, geen asem nie. Maar toe sê hy, dis genade. Dat God in hierdie skepsel soveel potensiaal sit, soveel geleenthede sit. Ja, hy moet vir jou partykeer deur swaar tye vat, sodat jy kan leer en ontdek, van hierdie goed moet ek losmaak van my, want dit steel my vreugde. Hierdie goed moet ek opneem in my lewe, en ek moet dit insit in my lewe, en ek moet dit inoefen, want dit maak my, dat ek my lewe kan leef. In hierdie eensaamheid, is daar die ontdekking, ek is alleen vir my lewe verantwoordelik. 'n Stukkie eensaamheid, 'n stukkie ontdekking van hierdie lewe kan partykeer so raak, dat my menslike beperking, is maar net 'n mens, dat dit vir my voel, daar's nie 'n God nie, dat ek alleen is. Maar in hierdie eensaamheid te bely, God is by my. In hierdie beker is dood. Ons lewe het 'n vervaldatum. Die Bybel beskryf dit as soos 'n blommetjie, 'n dagblom wat in die oggend oop is en die aand verby is. Soos 'n ou grashalmpie wat vandag daar is en uitgebrand word vanaand in die vuurherd, verby en oor. Tyd stap aan. Ons probeer die dood bietjie weggrimeer.
maar dit werk nie. En as jy aan die einde van jou lewe kom en jy kyk terug na hoe jy geleef het, en dit waarin jy tyd gespandeer het, en dit waarin jy energie gegee het, en dit waarin jy jou alles gesit het, sal jy terugkyk en sê, dit was die moeite werd? Of sal jy terugkyk en sê, hoe dwaas? Hoe dwaas dat ek toegelaat het dat daai goed my ontstel het? Hoe dwaas dat ek my tyd aan daai goed gespandeer het, omdat ek gedink het, dit gaan my gelukkig maak? Hoe dwaas was dit? Want dit het niks gebring in die lewe nie. Dit het niemand rondom my verryk nie. Maar daar's 'n stuk vryheid. Daar's 'n vryheid om hierdie beker te neem en te sê, Here, dankie vir my lewe, ek leef hom. Ek stuur vir niks en niemand rekeninge nie. Ja, nie almal kom uit huise uit waar 'n normale omstandighede was nie. As jy die vryheid ontdek dat dit my lewe is wat ek neem, stuur ek nie vir my ma en my pa die rekening nie. Ek stuur nie vir die omstandighede waarin ek gebore is, die rekening en sê jy skuld my nie. Ek stuur dit nie vir die kleur van my vel nie. Ek stuur nie 'n rekening vir die tyd en die land waarin ek is nie. Want dis hier waar ek hierdie beker moet drink. Die vryheid is om te sê, Here, dankie vir die oomblik van my lewe hier. Niemand kry 'n rekening nie. Niemand is in die skuld oor my lewe nie. Wat kan ek leer? Wat kan ek ontdek van myself in hierdie omstandighede? Wat is dit wat die lewe vir my wil wys maak om te sê, hierdie pyn wat jy het is omdat jy jou vasmaak aan goed wat nie waardevol is nie. En daarin kom 'n stuk vryheid wat Jesus vir ons kom gee. En dan sê Jesus, ek gee my lewe oor, nie aan my vrese nie, nie aan my twyfel nie, nie aan my kwaad nie aan my worstelinge nie, maar ek gee my lewe oor aan hom wat die beste weet van my lewe. My Here. Here, ek stap saam met U die pad, sodat U vir my kan hoop bring. Sodat my lewe vir mense rondom my hoop kan bring. Sodat my lewe moontlikhede oopmaak. Ek sit 'n stukkie kos uit. Ek gee my oor my tyd. En ander mense begin ook lewe aangryp. Genade. Genade vir daai stukkie vleis wat daar lê. Het jy dit al van jou lewe vir jou toegeëien? Jy al vir die Here gesê, Here, ek weet dan nie van daai gemmer stukkie nie. Maar dankie. Dankie dat hy in my beker is. Want ek weet, ek het daai gemmer nodig om uiteindelik by die pad van oorwinning te kom. Om ook uiteindelik die opstanding van my lewe te besef en te beleef. Ek wil hê jy moet vanoggend vir jou denkbeeldige beker neem. Jy sommer na die tyd 'n koffie drink, voor jy drink, net te sê, Here, dankie vir my beker, ek drink my beker. Jy kan jou oë toemaak, en jy kan vanoggend in jou hande vir jou 'n beker verbeel waarin jou lewe vir jou gegiet is. 'n Blikbeker het vir my baie sentiment, herinner vir my aan wonderlike gebeure in my lewe, en is sommer net 'n stuk lekkerte en vreugde. Miskien is jou beker 'n pragtige porseleinkoppie. Miskien is jou beker van erde materiaal gemaak, of 'n mooi growwe houtbeker. Terwyl jy hom so hou, gaan ek vir ons hierdie gebed lees. Here, ek vra vir die genade om van hierdie beker van my te drink.
Skenk my die moed om nie vanoggend meer weg te kyk hiervan nie. Skenk my nie krag om nie bitter te word nie. Maar skenk my ook die vrede om te weet dat U saam met my drink. Laat nie my wil nie, maar U wil geskied. Amen.